alle huise word een of ander stadium deur 'n storm of dalk storms getref. Dit is presies wat die Here Jesus Christus ook gesê het in sy verhaal wat ons lees in Matteus hoofstuk 7 van vers 24 af, waar hy vir ons vertel van die dwaase man en die wyse man wat hulle huise gebou het, die een op rots en die ander een op sand, en julle weet wat gebeur het toe die stortreëns en die winde en haalskade en al die dinge vir hulle tref. Ons gaan nou weer daarby uitkom. Daarmee het die Here Jesus gesê, alle huise word deur storms getref. Of jy nou op sand gebou het en of jy op die rots gebou het, hy gaan getref word. En heel moontlik gaan jou huis beskadig word. Ons gaan nou weer daarby kom. Alle huise word deur storms getref, alle huise word beskadig, ten minste. En wanneer die Here Jesus hierdie verhaal vertel, dan gaan dit nie oor vakmanskap en oor bouers nie. Hy gebruik dit net 'n voorbeeld, as 'n voorbeeld uit die werklike lewe uit, sodat sy mense dit kan verstaan. Omtrent al die Here Jesus se preke was soos kinderdienste. Daar was altyd prentjies by, verhale by, sodat hulle kan verstaan. So, dit gaan nie hier oor die huis waarin jy op die oomblik bly nie, want dis dalk 'n huurhuis, dis dalk 'n woonstel waarin jy bly. Dis dalk 'n woonwa. Dit gaan oor jou lewe as mens, wat dan met 'n huis vergelyk word, en wat deur storms getref sal word. So ons kan ook sê, alle lewens word een of ander stadium deur 'n storm of storms getref. Daai storms kan in verskillende opsigte kom, maar dit is gewoonlik iets wat gebeur, wat baie na aan jou gebeur, met jouself of met mense na aan jou. Daarom word die huis gebruik. Dit is almal wat onder die een dak sou wees. So, hierdie storms kan wees jou kind wat terminaal siek word, 'n babietjie wat met kanker gebore word, jou volwasse kinders wat siek word, terminaal siek word, kinders wat in ongelukke sterf, jou kinders wat in die moeilikheid kom, wat in die gevangenis beland, kinders wat jou net eenvoudig seermaak, kinders wat jou afskeep, wat jou een kant toe stoot, kinders wat jou behandel asof jy stupid is. Ag, dis die soort van storms wat enige ouer, enige mens kan tref. Dieselfde storms kan kinders ook tref, al besit hulle met ander woorde nog nie hulle eie fisiese huis nie. Dit gaan ons hier oor jou lewe. Kinders word getref. Die storms wat vir hulle tref, is wanneer hulle ouers skei, uit mekaar uitgaan. Wanneer daar konflik in die huis is. Kinders word deur storms getref wanneer hulle vriende hulle verlaat, wanneer hulle vriende vir hulle seermaak. Ons word getref deur finansiële storms, deur sulke krisisse, ons werk wat ons verloor. 'n Storm kan ontketen word wanneer beste vriende vir ons seermaak, vir ons verraai, wanneer die mens vir wie ons lief is, vir ons verkil of verlaat of een kant toe stoot. Daar so duisende storms wat vir ons daagliks kan tref. En ek het gesê, elke storm bring sy skade. Of jou huis nou op sand en of op rots gebou is, jou dak kan afwaai, jou vensters kan uitwaai, vuur kan jou lewe tref, die bedrading van jou huis kan smelt en jou huis kan aan die brand raak, ongeag of hy op rots of op sand gebou is. Maar, wat die Here Jesus hier wil sê is, nie alle huise stort in een nie. Nie alle huise stort in een nie. So, al is jou huis op rots gebou, dit help dan nie om te vra, Here, hoekom hierdie skade, hoekom dit, hoekom dat, my huis is dan op rots gebou. Dis die lewe slat vir ons, die lewe vernuweer vir ons, hierdie lewe waarin ons is, totdat die Here Jesus weer kom in 'n einde aan al hierdie ellendes maak, gaan die storms van die lewe vir jou hart slat. Maar gaan jou huis in een stort of nie? Nie alle huise stort in een nie. Dit is ook wat in daai gedeelte van die Bybel vir ons vertel word. Die geheim lê dan nou daarin, of jou huis op sand
en of dit op rots gebou is. Wat is hierdie sand? In die Here Jesus se tyd het hy veral te velde getrek teen die wettiese godsdiens van die mense van daardie tyd. Hulle het hulle huise op wettiese godsdiens met wettiese godsdienstige reëls gebou, wat uiteindelik mensgemaakte reëls bevat het. Geweldig baie mensgemaakte reëls bevat het. Mense het hulle huise daarop gebou. Mense bou vandag nog hulle huise op kerklike tradisies, kerklike mensgemaakte reëls. Mense bou hulle huise op reëls of op wette wat hulle dink in die Bybel staan, wat geïnterpreteer word of dit in die Bybel staan. Mense is tevrede as hulle babietjies gedoop is, of ingeseën is, of as hulle self gedoop is, of as hulle belydenis afgelê het, of as hulle gereeld kerk toe gaan, of aan 'n kerk behoort. Mense praat dikwels van my Bybel, my Here, my kerk, my dominee, my pastoor, my dit, my dat, asof dit hulle fundament kan wees. En die Here Jesus het gesê, as die storms, die water van die lewe kom, nie net die winde wat jou vensters en jou dakke uitwaai nie, maar die water, stormwater, wat die grond onder jou begin uithaal. Wanneer daai storms kom, dan val daai tipe huis in mekaar. Hierdie huis wat op die kerklike tradisies gebou is. Dis wat hy in sy tyd kom sê. Dit was Jesus sy een groot boodskap gewees. Daarom kan ons aanvaar, die sand waarvan hy praat, is die tradisies, die kerklike tradisies, waarin mense tog so kan vasklou, vandag nog so kan vasklou. So jy kan vir jouself vra, bou jy jou huis al die jare dalk nog op die sand van kerklike tradisies, of op die rots? Wat is die rots? Die Here Jesus sê uitdruklik in daai gedeelte, mense wat dan my woorde hoor en daarvolgens lewe, sê hulle, sê hy, dit is vers 26 van Matteus hoofstuk 7, dit is soos die man wat sy huis op rots gebou het. Daai huis kan nie in mekaar val nie, maar die een op sand word heeltemal verwoes. En wat is die Here Jesus se woorde? Definitief beslis ook nie wette nie. As jy maar net 'n bladsiekie of 2 terugblaai, net in Matteus. Kom ons steur ons net aan Matteus. Daar praat die Here Jesus oor ons moet die sout vir die aarde wees. Hy praat oor versoening wat ons moet hê onder mekaar. Hy praat oor 'n kuise lewe. Hy praat oor bedrogspel, oor die aflê van 'n eed. Hy praat oor vergelding. Hy praat oor liefde vir die vyand. Hy praat oor hoe die armes gehelp moet word. Hy praat oor die skatte wat ons in die hemel vergader. Met ander woorde, 'n mens wat sy lewe lank so bou aan sy huis, finansiëel bou, werk, alles belê, maar nooit aan sy siel, aan sy verhouding met die Here aandag gee nie. Hy bou op sand. So die Here Jesus praat oor al hierdie dinge. Hy praat oor die sorge van die lewe. Moenie oor ander oordeel nie. Hy praat oor die valse profete. Hy praat oor mense wat sê hulle behoort aan die Here, maar hulle lewe wys dit nie. Dis maar net uit 2 hoofstukke gehaal wat die Here gesê het. Wie op hierdie dinge bou, die goed waaroor ek met julle kom praat, wat ek julle op die hart kom lê, hy bou op rots. Nie die mense wat in kerke behoort nie. Die Here het nooit gesê, gaan bou vir my 'n kerk nie. Hy het nooit gesê, gaan sit vir 'n kerk, verskriklike mooi vensters in fantastiese banke. Die Here het dit nooit gesê nie. Maar die mense dit gaan doen. Nie noodwendig dat dit nou 'n dwaalleer is as mense kerke bou nie, maar mense is so gesteld op ons geboue, op ons kerke, ek moet nie so daaroor aangaan nie, maar op hierdie stadium in my lewe besef ek net, hoe dat 'n mens jou lewe lank op sand kan bou. Hy wat op die rots gebou het. Die rots is hierdie innige persoonlike verhouding met die Here. Dis amper dan, ek wil dit nie 'n worsteling noem nie, maar kom ons noem dit dan 'n worsteling. 'n Worsteling met my en God, om die waarheid oor die lewe te leer. Die waarheid oor goddelike liefde. Hoe om dit uit te leef elke dag van my lewe. Nie dat ek
sonder sonde is nie, maar hoe dat ek telkens dan weer opstaan, hoe dat ek telkens weer tot inkeer kom, weer gaan soek na die ware God, wat ek nie net hoor van kansels af nie. Hoekom moet mense my aan mekaar vertel hoe God is? Ek wil mos by God self hoor hoe en wie God is. Hoekom moet ek aan mekaar, na sekere bekende predikers se groot byeenkomste toe gaan, om daar gees te gaan vang, om te gaan hoor? Hoekom moet ander mense vir my vertel wie God is? Hoekom is ek so afhanklik van Sondag na Sondag in die kerk gaan sit? En dan is dit nog 'n vraag, wys my lewe dat ek Sondag na Sondag in die kerk gaan sit het. Wys dit wanneer mense aan my deur kom klop, wys dit wanneer ek goed op televisie of op sosiale media sien. Hoekom moet ek op daai sand bou? Die rots wat ek bou is my persoonlike verhouding met God. Dit is 'n diep ingrawe in God. Daarom ook, hoekom bou mense graag op sand? Man, is maklik. Dis maklik om 'n fondasie, om 'n graf te vat en in die grond te druk en fondasies te grawe in sagte grond. Dis maklik. Daarom volg mense die dikwels maklike kerklike uitweg. God het gesê, jy moet 'n bietjie effort insit. Effort in ons verhouding. Maklik is nie sommer net dagstukkie boekies, dit is wat maklik is, ja. Dagstukkie boekies, gou hier en daar 'n versie, gou kerk toe gaan, gou dit gaan doen. Dis maklik. Maar om in die rots in te bou is intense studie met God, intense stilte tyd, intense bid, intense kontak maak met God. By God gaan hoor, wie is hy? Wie is ek? Waar pas ek in die lewe in? So 'n huis stort nie in mekaar nie, sê die Here. Hy staan wanneer die storms kom, selfs al waai die dakke af. So ons kan dus nou vandag vra, het jy dalk 'n villa gebou op 'n sandduin? Dis verskriklik tragies, en ek sê dit met baie simpatie, empatie en respek, maar dis verskriklik tragies om die groot villas in sekere dele van ons land te sien, wat letterlik op die sandduine gebou is, en op opvullings van sand gebou is, en toe die natuur sy normale gang gaan, en dit verspoel, dat hy heeltemal ineenstort, daar's net dongas waar die huise was. Tragies, ontsettend tragies. Maar dis 'n goeie voorbeeld van 'n villa gaan bou op 'n sandduin, of 'n doeteenvoudige huislike huis op rots, en die storms gaan kom. As die storms nog nie jou lewe getref het nie, Boeta, Sissa, dit gaan kom. En as die storms al jou lewe verskriklik verniel het, selfs nie eens die dood kan jou huis ineen laat stort nie. Gaan maak dan vandag seker dat jy nie die maklike uitweg volg en op sand te bou. Gaan maak seker elke sekonde van jou lewe, van jou bewustelike lewe, jy met God besig is en op 'n rots gaan bou. Die Here seën jou in jou bouwerk.